Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. Hierdie is 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe kwartaal nommer 4, maar is nog steeds dieselfde ons hierso aan die ander kant van die skerm. Ek, Armin Kritzinger, wat elke week die Sabbatskoolles vir die volwasse les aanbied van die Synagoge Adventiste Kerk, en weer saam met my het ek Hilmer Carolus. Hilmer, baie welkom. Ek's opgewonde vir kwartaal nommer 4. Baie dankie dat jy weer gewillig is om saam met ons hierso bietjie les te gesels. Hoe gaan dit met jou? Baie goed, dankie. Armin, het gaan goed. Ons groet ook al die luisteraars, al die kykers daar, waar julle mag wees, hier van sonnige Kaapstad. Ja, nee, dit gaan goed. Gaan dit goed met jou, Armin? Dit gaan goed en ek is opgewonde, soos wat ek laasweek gesê het, vir ons kykers daar by die huis. Volgende week is ek by die Noordwes kamp in Leeuwspoort. So ek hoop dat van ons kykers wat miskien daar so in die omgewing is, dat julle daar sal wees en dat ons bietjie mekaar kan raakloop daar so 'n bietjie kan gesels. So ek is opgewonde daar om terug te gaan in Suid-Afrika bietjie my eie mense te sien daar so. Hilmer, kan jy asseblief vir ons oopmaak met 'n gebed asseblief? Ja, sekerlik. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader in die hemel, Here, baie dankie vir nog 'n voorreg wat U ons gun om bietjie les te gesels. Vader, ons sê vir U baie dankie vir dat U ons deur kwartaal 3 gelei het, en dat U woord aan ons bekend gemaak het. En nou vra ons dat U dieselfde sal doen. Dankie vir 'n nuwe kwartaal, dankie vir al die bydraers, Here, en ek bid dat U ons wêreldleierskap ook sal seën en mag die gedagtes wat ons uit hierdie les uitkry en veral hier uit gesels bietjie les uit, mag dit vir ons 'n bate wees vir ons wandel met U. Baie dankie vir Armin en sy getrouheid, en ons plaas nou al hierdie tegnologie, plaas ons in U hande en ons vra dat U wil sal geskied in Jesus naam. Amen. Amen. So vir ons kykers by die huis, kwartaal nommer 4, 'n nuwe reeks van lesse, en hierdie kwartaal gesels ons oor die boek van Joshua. So laas kwartaal was ons by Exodus gewees, Hilmer, en hierdie is half en half asof ons nou aangaan by die storie. Ons het miskien nou nie na alles gekyk in Exodus nie, maar ons beweeg nou so 'n bietjie aan by die storie, en les 1 se titel is Die geheim tot sukses. En onmiddellik as ons daai woorde hoor, dan prikkel dit ons 'n bietjie, want sukses is ietsie wat ons almal seker hopelik nastreef in ons lewe. Die geheeteks in Joshua hoofstuk 1 vers 4 sê: "Wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele wet wat Moses my diensknegt jou beveel het, nougeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan." Nou Hilmer, hierdie is 'n verskriklike gewilde, bekende teksvers. Veral daardie eerste paar woorde wat die mense altyd sê: "Wees net dapper en sterk." Miskien hou hulle nou nie aan met die res van die vers wat sê moenie links of regs afwyk van die wet van God nie, maar ten minste daai eerste paar verse wat hulle sê wees dapper en sterk. Dis 'n baie gewilde. Ek het selfs 'n T-hemp met die Engelse vers wat op die T-hemp geprint is. So ek dink hierdie is regtig 'n gewilde vers. Dis so daardie begin van die vers en dan natuurlik die einde ook, sodat jy voorspoedig of suksesvol kan wees. Wees dapper en sterk. En dan kom ons skiep gou al die dinge wat ook belangrik is, en dan aan die einde daarso sodat jy sukses kan behaal. So vir ons kykers by die huis hierdie week, as ons 'n bietjie les gaan gesels, ons gaan nie die middeldeel skiep nie. Ons gaan praat oor die hele vers, oor die hele storie wat die geheim tot sukses is, wat nie eintlik 'n geheim hoef te wees nie. Daar is ook ander verse, weet, Armin, nie om te ver af te wyk nie, maar ek dink net om mense aan te moedig om die hele konteks en teksverse te lees. Ek weet baie sê ook Jeremia 29 vers 11, waar dit ook van voorspoed praat, maar dan gaan hulle nie verder om vers 12 en 13 waar die Here sê ons sal hom moet soek met ons hele hart en dan sal ons hom vind, jy weet. Maar ja, dis hoe ons is as mens, ons lees net wat ons wil. Maar alles is Paulus wat vir Timoteus gesê het, 'n jong man, net soos jy en soos ek, Armin, jong manne, wat Timoteus sê, die hele skrif is vir ons 'n bate. So ja, maar jy kan maar voortgaan. Selfs as ons dink aan die groot stryd, Hilmer, hoe die groot stryd begin het in die hemel. Satan wou God se krag hê, maar hy wou nie sy karakter hê nie. En dit is waar vir baie van ons ook vandag, dat ons wil die beloftes en die seëninge van God hê, maar nie noodwendig sy karaktereienskappe nie, en dit is regtig baie hartseer. Nou as ons kyk daarna Sabbatmiddag se deel van die les, Hilmer, dan sê dit net basies vir ons beweeg nou in 'n nuwe geslag in. Die Israeliete wat die 12 spioene ingestuur het, wat toe getwyfel het en bang was, al 10 van daardie 12 spioene, hulle het gesê weer die land is die mense is te sterk en al hierdie tipe dinge, hulle het getwyfel in God, en so die Israeliete toe vir 40 jaar rondgedwaal in die wildernis. En nou kom ons naby aan die einde van hierdie 40 jaar met 'n nuwe generasie wat die les vir ons sê onder Joshua. En Joshua was basies een van daardie 12 spioene gewees wat eintlik in die land ingegaan het, saam met Caleb, en hulle twee die goeie verslag vir ons gegee. Nou Hilmer, hierdie les wat gaan oor sukses.
Ek wil hê sommer hierso van die begin af, hierso binne die eerste paar 5-6 minute van hierdie les, wil ek met ons kykers by die huis deel wat die geheim is van sukses. Kykers by die huis, ons gaan nou nie vir 'n uur hierso om die bossie dans en dan aan die einde eers vir julle sê nie. So, daar's 'n baie mooi aanhaling in die gees van profesie wat ek met julle wil deel in Patriarge en Profete. Dit sê vir ons, hy praat van Joshua, hy het alles gedoen wat menslike krag kon doen en daarna om goddelike hulp gevra. Die geheim van sukses is 'n kombinasie van die krag van God en menslike poging. Daarso is die geheim van sukses. Is 'n kombinasie van die krag van God en menslike poging. Nou, Jomer, ons moet baie versigtig wees. Want ons kan ook net fokus op die krag van God en ons dink dat ons hoef niks te doen nie, of ons kan na 'n ander ekstreem gaan waar ons dink ons moet alles doen en daar's geen krag van God betrokke by nie. En die groot stryd sê eintlik vir ons dat die pausmag of die klein horingkie het hierdie se stelsel gee kos aan albei hierdie tipe mense in die wêreld. Een groep mense wat dink dit maak nie saak wat jy doen nie, God gaan jou red want hy's genadig en hy's liefde, jy kan maar net so lewe soos wat jy wil, dit gaan alles oor sy krag. En dan weer 'n ander groep mense wat God een kant toe sit en hulle maak net op hulle self staat. Waar die waarheid is dat dis God se krag met menslike poging. Nie dat ons poging enige meriete of waarde tot ons redding byvoeg nie. Maar Jesus het vir die verlamde man gesê, staan op en loop. En toe hy die poging gemaak het om op te staan, het die Here vir hom die krag gegee. Dieselfde met Petrus wat op water geloop het, Moses wat die water uit die rots uit gebring het. Elke storie in die Bybel is daar God se krag met die menslike poging. En die menslike poging is nou maar net eintlik hoe ons geloof openbaar in God se woord. Soos wat dit sê, jou geloof word gewys deur jou werke. Nie dat daardie werke die krag is wat jou in staat stel om die wonderwerk te doen nie, maar dit is hoe jy jou poging aanwend om jou geloof te wys in God se woord en aan God se woord wat vir jou die krag sal gee. Jomer, is daar miskien iets wat jy daarby wil byvoeg? Ek het nou 'n hele mond vol daarso gesê. Ja, ek wil dan ook net byvoeg dat wanneer ons deur die Bybel gaan en selfs wanneer ons kyk na die groot plan van verlossing en ons kyk aan God se deel en ons deel, is wat hy van ons verlang is eerstens baie min. Jy weet, as jy het nou compare of vergelyk met wat hy doen, jy weet. En die tweedens is dit selfs Filippense 4:13 sê dat ons is slegs tot alles in staat deur Christus wie ons die krag gee. So selfs die poging, ons moet nie dink aan ons poging as ons krag nie. Nee, dis altyd God se krag. En ek dink die vers wat ek altyd na toe gaan is Filippense 2, waar Paulus het eintlik baie mooi uitdruk. Filippense hoofstuk 2 vers 12 en 13. As jy dit kan kry daar vir ons Armin. Filippense 2 vers daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Daardie eerste gedeelte sê vir ons, daar is 'n deel wat ons moet doen. Maar dan sê Paulus ook in vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. En wat Paulus vir ons daar gee en vir die Filippense gee, is eintlik hierdie kombinasie. En hy sê eintlik hoe dit werk. Al die krag kom eintlik van God af. So wanneer ons sê jy het 'n deel om te doen in verlossing, dan sê ons nie jy moet jou kragte, jy moet staat maak op jou krag nie. Ons sê eintlik God maak ook die krag beskikbaar en ons sê altyd vir die kwartaal 3 het ons gesê waar die krag lê. Die krag lê in die opdrag. Dis reg. Jy weet, so die krag is in die opdrag. So dit al wat ons dan moet doen, byvoorbeeld as jy nou kyk na die voorbeeld wat jy gegee het, waar die man by die poel van Bethesda gelê het. Jesus sê vir hom hy moet opstaan. Maar dit is slegs wanneer hy toegee of oorgee aan wat Christus sê. Dis wanneer daardie krag dan in sy lewe inspring. Jy weet, dis reg. Wanneer hy want hy sy eie denking was ek het niemand. Hy het ook staat gemaak op iemand anders. Hy kon nie, iemand anders kon nie, en dit was al opsies wat in sy verstand was. Maar Christus kom en gee hom nog 'n opsie. Hy gee hom 'n beter opsie. Hy sê moenie staat maak op jouself of op mense se krag nie, maar hier kom ek, terwyl is nogal baie ironies, terwyl hy sê hy het niemand, kom die hoofletter I, iemand daar voor hom staan, en toe hy nou
aan hierdie ander opsie oorgee, toe kon hy opstaan. Dis reg. En dat, ja, en so, die poging is altyd, ek sê altyd, die geveg is nie, kan ek of kan ek nie. Die geveg is, wie se woord gaan ek aanvaar vir my nabye en verre toekoms? Wie se woord gaan ek aanvaar? En die oomblik jy Christus se woord, die oomblik jy God se woord, geïnspireerde woord, aanvaar in jou lewe, dis wanneer die krag wat al reeds daar is, inskop. Jesus is die woord, en wanneer Paulus sê, deur Christus wie met die krag gee, dan sê hy eintlik, dat die krag in die woord lê. En wanneer ons oorgee, dis hoe jy Jesus in jou hart inlaat, wanneer jy jou oorgee aan hom, dan sal jy die regte ding doen. Die psalmdigter sê het so mooi, u woord het ek in my hart gebere, sodat ek nie teen u mag sondig nie. En wanneer ons praat van sukses lyk verskillend vir verskillende mense, maar hier op Gesels bietjie les, kykers, is die sukses wat ons van praat, is oorwinning oor sonde en oorwinning oor self in hierdie wandel wat ons Christendom noem. Jomer, daai was die evangelie nou net daarso gewees, kortliks mooi opgesong wat jy daarso gedeel het. Baie belangrike woorde. Ons kykers by die huis, ek hoop julle het baie mooi en versigtig geluister wat daarso gesê is. Baie belangrike woorde. Nou, Jomer, as ons kom by Sondag se deel van die les, dit sê 'n nuwe Moses. Nou, as ons kyk na Joshua, hoofstuk 1, die openingsverse daarso, dan sien ons dat die beloftes wat aan Moses gemaak is, word nou hierso basies geherhaal aan Joshua. So ek gaan 'n paar van dit lees hierso. Vers 2 tot 4 gaan ek vir ons lees. My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat-rivier, die hele land van die Hittite, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. So Jomer, die vraag wat die les dan hierso basies vir ons vra is, hoekom, of wat is die les, of die betekenis daarvan, dat hierdie beloftes wat aan Moses gegee was, nou hierso herhaal word aan Joshua? Ja, ons weet natuurlik die probleem, soos in kwartaal 3 gesien het, een van die groot probleme was, toe die Israeliete als geheg het aan Moses. Jy weet, Moses was die begin, die einde, toe Moses nou nie gesien word vir 'n paar dae nie, toe lyk dit als het ineengestort. En die groot probleem van hulle voorvaders was om klem te lê op 'n persoon wat saam met hulle is, in plaas van op God, jy weet. En hier wys God nou weer eens dat sy plan, sy groot plan, die plan kom van hom af, dit is sy wysheid, en dit is nie gebind aan een persoon nie, of een mens nie. Daar is verskillende mense deur die Ou Testament wat 'n tipe is van die groot persoon, die groot profeet, die groot koning wat nog sou kom, jy weet, en dit is natuurlik Jesus. En Moses se werk was groot geweest. Ons het gesien die groot gewig wat op Moses gelê het, maar dis nie Moses wat dit voltooi het nie, jy weet. Hierdie trek na Kanaan sou dan voltooi word deur iemand anders, wat weer eens wys dat God se plan is nie afhangend op mens nie, en terselfdertyd nie op een mens nie. Dit hou die volk, die doel is dat die volk gefokus bly op die beloftes van God, nie van 'n menslike leier nie. Ja, dit is die belangrike punt daarso, en ek is bly jy het dit so mooi genoem daarso, Jomer, is dat die belofte het nog steeds gegeld. Dit het nie gegaan oor die persoon nie, maar dit gaan oor God, dit gaan oor God se belofte. En vir ons kykers by die huis, okay, dis nou daai storie baie lank terug, maar dieselfde geld ook vir ons vandag. In die kerk, die beloftes wat die Here maak vir sy mense, dit hang nie van 'n spesifieke persoon af wat nou die kerk moet lei, of 'n spesifieke persoon wat die wêreldkonferensie moet lei, of iets soos dit nie. Die beloftes wat die Here maak aan sy mense, hy kan enige getroue persoon kan hy oprig in daardie posisie sit. Ons probeer nou nie sê dit maak nou nie saak of jou leier 'n getroue persoon is of 'n ongetroue persoon is nie. Dit maak saak, dit is belangrik. Maar die Here kan enige getroue persoon gebruik om die werk te doen waarvoor hy die mense beloof het. En so, ons moet nie ons oë gefokus hou op mense en op leiers nie, maar ons moet dit definitief hou op die Here. Nou, hierdie punt wat ek genoem het, Jomer, dat ja, wat jy sê? Ja, ek wil net sê, jy weet, Armin, daar's nog 'n aspek wat ek net wil byvoeg.
dat daar was in die geskiedenis van die kerk, asowel as die geskiedenis van die Israeliete, was daar wel mense gewees wie op een stadium van hulle lewens het hulle self oorgegee aan God, totaal oorgegee, en God kon hulle gebruik, maar in Moses se geval het hy gesterf. Iemand anders het, en daar is voorbeelde, het miskien afvallig geword. Maar God het hulle slegs gebruik in die tyd wat hulle totale oorgawe gegee het aan hom, jy weet, en gehoorsaam was aan sy wette. Maar dit wil ook vir ons, is net nog 'n bewyse, hierdie aspek wat ek byvoeg, is nog 'n bewyse dat ons nie ons geloof en ons hoop afhanklik van mens moet maak nie. Dit moet altyd van God dan, want selfs as daardie persoon dan afval in ons in die geskiedenis, en dis baie tragies, wanneer mense al geloof geheg het aan 'n persoon, dan val hulle saam met daardie persoon as hy afvallig, of hy of sy afvallig word, jy weet. En ongelukkig is dit natuurlik wat al reeds gebeur het, en ons hoef nou nie name te noem of enigiets soos dit nie, maar dit het al gebeur in die verlede. Die belangrike punt is, as daardie persone geluister het na die boodskap in plaas van die boodskapdraer, en klem gelê het op die boodskap in plaas van die boodskapdraer, dan sou hulle nog steeds staande kon bly, al het daardie persoon afvallig geword. Dis reg, Hilmer, en so, van kykers by die huis, ons wil nie die Sabbat onderhou, omdat daar bekende persone is in die wêreld wat ook nou die Sabbat ontdek het, en ook die Sabbat onderhou nie. Want miskien môre of oormôre verander daai persoon sy opinie, en hy ietsie sags gesê oor die Sabbat, en dan gaan mense wat nou geglo het, net as gevolg van daai een persoon, gaan hulle ook nou begin twyfel, soos wat jy nou genoem het hierso, Hilmer. So wat ons glo, wat ons doen, moet gebaseer wees op die boodskap uit God se woord, wat God sê, en nie die boodskapper nie. So, baie dankie dat jy dit daar ook genoem het. Nou, Hilmer, dit maak nogal saak wat die karakter van 'n leier is. Dis nie per toeval net dat die Here gekies het vir Joshua nie. As ons kyk na wat die les vir ons sê, die les vra vir ons hierso om 'n paar verse uit verskillende boeke en hoofstukke hierso te lees, en ek het dit sommer vir ons saamgestel, want die vraag sê basies vir ons, wat sê hierdie skrifgedeeltes vir ons aangaande Joshua? So as ek kyk na Exodus, dan sê dit vir ons, Joshua is Moses se dienaar gewees, so hy definitief hy was bereid om mense te dien, want hy was 'n dienaar gewees. In Numeri 14 sê dit vir ons, Joshua was een van die 12 spioene, en net hy saam met Caleb het die land binne gegaan, want hy was nie iemand wat getwyfel het nie, 'n slegte berig gegee het vir Moses nie, maar hy was positief en hy het geglo dat die Here sal hulle help om die land in te vat. In Numeri hoofstuk 27 vers 18 sê die Bybel vir ons, hy was 'n man in wie die Gees is. In hoofstuk 32 vers 12 sê dit vir ons, Joshua het volhard om die Here te volg. En dan in hoofstuk 31 vers 23 sê dit vir ons dat die Here was saam met hom gewees. So maar as ons kyk na hierdie verse, kan ons sien dat Joshua was iemand gewees wat 'n noue verhouding met die Here gehad het, wat saam met die Here gewandel het, wat gevul was met die Here se Gees. En so die Here kon hom gebruik om voort te gaan. Daar waar Moses die wapenrusting neergelê het, kon Joshua dit optel en hy kon voortgaan met die werk. Nou ek wil hê ons moet vinnig kyk hierso na van hierdie verse hierso in hoofstuk 1, Hilmer. Dit sê hierso vir ons in daai bekende vers 7, wat ons nou net gesê het, ons wil nie net die begin en die einde lees nie, maar ons wil kyk na die middel ook. Dit sê hierso vir ons, om te handel volgens die hele wet van Moses, my knegt. So dit sê nie net party dele van die wet nie, dit sê die hele wet van God. En Hilmer, in ons wêreld is dit gewild om baie dele van God se wet te gehoorsaam, of meeste dele van God se wet te gehoorsaam. Maar hierso sê dit vir ons die hele wet. En dis nie net in hierdie een vers waar dit sê nie, dit sê ook vir ons hierso in vers 8, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe is. En ek dink iets wat ons oor moet gesels hierso, Hilmer, is dat 'n oorgawe vir God beteken 100%. Jy's of 100% aan God se kant en jy's totaal oorgegawe gegee aan alles wat hy sê, of ons is glad nie waarlik oorgegee aan God nie. Is daar miskien ietsie wat jy kan byvoeg oor daardie gedagte? Ja, ek wil dan nou net vir jou 'n vraag vra wat dalk kyker wie nou kyk, dalk sal hê. Dit wil sê, Armin, of kom ek stel dit in 'n vraag. As ek nou 'n gedeelte van die geïnspireerde woord van God daarvan hou en ek bly daarby en ek praat daaroor en alles, maar daar is hierdie ander gedeelte wat ek probeer vermy en bietjie ignoreer, wil jy sê daardie my stap met die Here, my wandel met die Here is nie een van geloof nie? Wel, dis definitief nie een van geloof nie, omdat ek besig is om deel van God se woord weg te skuif om aan een kant te sit. En so Eva in die tuin het getwyfel in een van die dinge wat God gesê het, en die ander dinge het sy in geglo. Of as ons kyk byvoorbeeld na Saul wat die vyande oorwin het, maar hy het nie geloof gehad in daardie spesifieke opdrag van die Here wat vir hom gesê het om ontslae te raak,
van die dinge wat aan die vyand behoort het nie, maar in plaas daarvan het hy sy eie plan gehad. En selfs Jesus het gesê dat mense sal nie lewe deur brood alleen nie, maar deur elke woord wat uit God se mond uitgaan. Wat is my gunsteling Bybelvers. Maar dan 'n ander gunsteling Bybelvers wat ek ook wil deel in Deuteronomium hoofstuk 5 vers 29 wat sê wat seker my vrou se gunsteling Afrikaanse woord is. As hulle maar so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. So hier kan ons definitief leer dat die Here wil hê ons moet gehoorsaam wees sodat dit goed mag gaan met ons en met ons families. En dan sê hy hierso al my gebooie altyd. En heel meer partykeer wil ons al God se gebooie onderhou, partykeer. Of ons wil party van God se gebooie onderhou altyd. Maar die Here sê ons moet al sy gebooie altyd onderhou. En party van ons kykers by die huis mag dink dat dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik vir my om altyd al die Here se gebooie te onderhou. Daar's niemand wat ek ken wat dit doen nie. En dit maak nie saak of jy nie iemand ken wat dit doen nie, want ons lewe volgens nie die ondervindings van ander mense of volgens wat ons sien nie, maar ons lewe volgens die beloftes van God se woord. En Hilmer het vir ons die Bybelbelofte gegee wat sê ek is tot alles in staat deur die Here wat vir my die krag gee. En die lewe van Jesus toe hy na ons aarde toe gekom het vir ons gewys wat moontlik is vir die mens om te behaal as hy se geloof in die woord van die Vader sit. So dit is vir ons moontlik om dit te doen. Die probleem lê nie in die krag van God of die woord van God nie, maar die probleem lê aan daai ander deel van die sukses waarvoor ons van gepraat het in patriarge en profete. Dit is die deel wat ons moet byvoeg in hierdie storie en dit is die geloof. Ons begin om te twyfel. Nou dan beweeg ons aan na maandag se deel van die les. Interessante titel daar, trek deur, neem in, verdeel en dien. Nou as ons kyk na Joshua hoofstuk 1, wat kan ons leer uit die struktuur van hierdie boek se inleidende hoofstuk, Hilmer? So vir ons kykers by die huis, julle kan die video sommer net hier op pause, ons wag net vir julle, dan kyk julle gou vinnig daarso na hoofstuk 1, miskien sien julle dit onmiddellik raak. Hilmer, wat kan ons leer hierso uit die struktuur? Ja, so, ek dink, as ek een ding mag noem, ek dink die les sê ook eintlik dieselfde ding, elke belofte, en daar is heel wat beloftes, natuurlik in Joshua, die groot belofte is natuurlik die beloofde land, jy weet, ingaan. Elke belofte vra 'n reaksie van geloof en gehoorsaamheid. Of ek kan eintlik sê geloof, jy weet, want gehoorsaamheid is deel van geloof. En daar is hierdie beloftes, en hierdie beloftes dra krag, en dit dra altyd krag, maar vir jou en vir my word dit eers lewendig wanneer ons dit inneem. Jy weet, as ons kyk na iets wat ons eet, byvoorbeeld, Armin, natuurlik is daar die vrug of die groente is dood wanneer dit in jou hand is, right? Maar wanneer jy dit begin eet, dan begin dit te werk. Jy weet, so as ons kyk na mense sal nie deur brood alleen leef nie, maar deur elke woord wat uit God se mond uitgaan, dan sê dit vir ons moet dit inneem. Jy weet, dis nie genoeg om net te sê ek glo dat dit waar is nie. Ek moet dit inneem sodat dit dan 'n bate vir my kan wees. Ja, elke belofte eis 'n reaksie. En die reaksie hier is natuurlik wat ons trek deur, neem in, verdeel. Ja, so ja, ek weet nie, jy wil iets sê. Ja, dis reg, dis soos as jy die brood het en dit lê net op die toonbank by jou huis, as jy dit nie eintlik gaan eet nie, dan gaan dit nie jou die energie gee wat jou liggaam so nodig het nie. So definitief as ons kyk na die struktuur van die boek hier, soos wat dit sê, trek deur, neem besit van die land, verdeel dit dan onder die mense en dien die Here. Ons kan sien dat al hierdie beloftes, soos wat jy nou genoem het hierso, Hilmer, daar is dele wat ons 'n respons is wat die les hier so basies van sê, die respons wat van ons vereis word. En soos wat jy genoem het, dieselfde is ook waar vir ons in ons lewens vandag, soos byvoorbeeld in Maleagi wat die Here vir ons sê, dat hy sal ons seën en hy sal vir ons sorg in terme van, kom ons sê byvoorbeeld ons finansiële behoeftes, hy sal die plaag weghou van ons wingerboorde en so aan, maar die vereiste aan ons kant is dat ons moet getrou wees in ons tiendes en ons offergawes. Nie net ons tiendes nie, maar ook ons offergawes. Of as dit kom by gesondheid waarvan ons gepraat het in die 3de kwartaal, dink dit was daar Eksodus 15, ek glo, waar dit vir ons gesê het, weet as julle gaan luister wat ek vir julle sê en julle gaan dit ook doen, dan sal ek nie enige van die siektes oor julle bring wat ek aan die Egiptenare gebring het nie. So dit is basies hierdie onderste vraag hierso van maandag se deel wat ons beantwoord as ons dink aan van hierdie beloftes wat die Here vir ons gegee het, wat kosbaar vir ons is en jy weet wat van ons basies vereis word. Maar net weer terug, basies as ons kyk na die boek,
en na die hoofstuk ook, dan kan ons kom ons amper sê dat die eerste hoofstuk is soos 'n klein opsommetjie van wat gaan gebeur in hierdie hele boek. Dat deur hierdie boek gaan ons sien, die Here sê vir nou vir die mense om te trek in die land in, hulle moet besit neem van die land, soos die beloftes wat ons gelees het daarso in hoofstuk 1, selfe beloftes is wat hy vir Moses gegee het, dan moet die land verdeel word onder die volk van Israel, en om 'n 4 die Here moet gedien word. En ek hou van die manier hoe die les dit hierso sê, dit sê eintlik vir ons, daai 4de ene, daai dien die Here, is ons gehoorsaamheid uit aan die Here wat gelei het na daardie eerste 3 dinge wat ons hierso sê. Dit is dit wys die gehoorsaamheid, dit wys die geloof, soos wat jy gesê het. Nou vir ons miskien vandag, soos wat jy gesê het, ons moet nou nie in 'n fisiese beloofde land ingaan of enigiets soos dit nie, maar die Here gee ook 'n opdrag aan ons. 'n eenvoudige opdrag mag miskien wees, jy mag nie doodslaan nie of jy mag nie jok nie. En op dieselfde manier as wat die Israeliete moes in die land ingaan en daai land ingeneem het, dieselfde metode, dieselfde krag is ook beskikbaar vir ons, sodat ons daardie woord van die Here kan waar maak in ons lewens. So enigiets anders wat jy wou genoem het oor maandag se stuk miskien Hilmer? Ja, ek wil jou net 'n nuwe woord leer. Armin, is 'n die hoofstuk 1 is 'n mikrokosmos van die hele boek. 'n mikrokosmos, dit is definitief 'n nuwe woord vir my, ja. Ja. Ek hoop dit is reg, man. As mense sê dit is verkeerd, sal ek vir hulle sê, nee, Hilmer het dit vir my geleer. Okay. Ja, soos wat Adam sê, Eva was aan hom gegee, sal ek ook maar 'n verskoning moet maak vir my verkeerde woorde. Ja. Hilmer, as ons kyk na Dinsdag se deel van die les, dan praat dit oor die erfgename van sy beloftes. Nou, in Josua hoofstuk 1 vers 2 en 3 het God vir Josua gesê dat hy die land aan die volk gaan gee. Tog noem hy ook dat hy dit al reeds gedoen het. So, wat beteken dit? Hierso in hierdie deel van die les, dan praat dit vir ons, jy weet, die Afrikaans en die King James, die Engels is eintlik nog maar so 'n bietjie anders, maar dit lyk as ons veral in die Engels en die King James, waar die Here sê ek gaan vir julle die land gee, maar dan lyk dit op 'n ander plek waar hy ook sê, weet ek het klaar die land vir jou gegee. Hoe kan ons hierdie dinge verstaan? Ek dink dat die eerste gedeelte is van die menslike oogpunt. Hoe ons na dinge kyk, dit moet nog gebeur. Maar die tweede gedeelte is van God se oogpunt. Dit het al reeds gebeur, want God ken die toekoms en wat hy sê is seker. Hy is 'n God wat nie kan lieg nie. Maar wanneer dit by ons kom, is dit 'n proses om in geloof nog te wandel totdat die onsigbare sigbaar word. Maar alles wat God en dit wil ook sê, jy weet, hoe God die onsigbaar sigbaar maak is deur sy woord. En sy woord dra die krag om selfs dit wat onsigbaar is sigbaar te maak. En omdat God weet hoe waaragtig sy woord is, jy weet, en hoe belangrik sy woord is. Wanneer hy daar dink kyk, is dit al reeds in werking. So dis hoe ek sin maak daarvan, Arnie. Ja, so ek wil 'n Bybelvers sommer net hierso gou vinnig ingooi wat daardie idee eintlik vir ons bietjie help om te verduidelik. Die konteks hierso is basies van Abraham en so aan. Dan sê dit vir ons in Romeine hoofstuk 4 vers 17. Praat van God wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. So die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan, en soos wat jy korrek genoem het daai Hilmer, dit het te doen met die skepende krag in God se woord. Want God sê iets wat vir ons miskien nie reg of waar of teenwoordig mag lyk nie. En vir ons weet as ons iets spreek, dan moet ons iets ekstra doen om ons woorde waar te maak. Maar vir God spreek daai woord en dit mag nie vir ons waar of reg lyk op daardie oomblik nie. Maar die krag in God se woord gaan uit en dit skep daardie ding wat die woord gespreek het. Dit soos die blinde man, jy weet wat Jesus vir hom gesê het. Hy het gesê, weet seun van Dawid, wees my genadig. Wat wil jy moet ek vir jou doen? En hy het gesê ek wil graag sien. En Jesus kyk na hom en Jesus sê sien. En vir iemand wat na hierdie storie gekyk het, dit sou 'n bietjie snaaks gelyk het. Iemand wat vir 'n blinde man sê sien. Daardie twee dinge lyk asof hulle nie waar kan wees op dieselfde tyd nie, maar toe hy die woord sê sien, was die krag in daardie woord gewees om dit waar te maak in die blinde man. En dieselfde soos wat ons al gepraat het oor die man met die verdorwe hand, wat Jesus vir hom gesê het, steek uit jou hand. Daai twee dinge lyk of nie kan weet waar wees op dieselfde tyd nie. Ook 'n ander voorbeeld van Abraham self, wat hier so in die konteks is van Romeine 4, is waar die Here vir hom gevra het om sy seun te gaan offer, en dan die Here het vir hom gesê, deur jou seun gaan baie, nasies genoem word, sal jou saad genoem word, geroep word, en Abraham het gedink, jy weet, wel as my seun nou gaan sterf, jy weet, hoe gaan my nageslagte van hom kom, want dan gaan hy dood wees. So net hierdie idee van die Here, hy roep dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, is iets wat ons hier kan sien. Ek hou van die manier hoe jy dit basies genoem het, daarso van ons perspektief is iets wat nog moet gebeur, maar die Here weet wat, as hy dit spreek, dan gaan dit so wees, dit gaan waar wees. So dit is definitief ietsie belangrik wat ons daarso kan sien. Geloof is natuurlik om te glo
dat God is wie hy sê hy is, jy weet. So as God sê hy is die Alfa en Omega, die begin en die einde, dan kan ons en ons glo dit en ons aanvaar dit so, dan sal dit vir die kind van God ook vanselfsprekend wees dat dit wat God sê nog moet gebeur. Dit is so vas dat dit al reeds gebeur. You can take it to the bank. Ja, dis is die Engelse man sê. You can take it to the bank. Ja, in Hebreërs 11 dan sê dit van Abraham wat jy net gepraat het oor Isak opoffer, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. En op daardie standpunt was daar nog geen opwekking gewees nie, jy weet. So Abraham het geglo dat God se woord so vas is dat dit gaan nie deur Eliezer gebeur nie, dit gaan nie deur Ismael gebeur nie. Dit gaan deur hierdie seun, nie 'n seun wat nog na Isak kan kom nie, maar deur hierdie seun Isak gaan hy 'n vader van baie nasies wees of van 'n groot nasie wees. En Abraham, soos Paulus sê, het dit so gereken. En ons berekenings verander wanneer ons geloof het. Jy weet, ons leef in volle vertroue in die belofte van God. En daardie beloftes het krag, soos hy net maar gesê het, Hebreërs 4:12 sê die woord van God is lewend en kragtig. Jesus sê die woorde wat ek spreek is lewe en is gees. Johannes 6. So ja, Johannes 6. So ons kan vertrou op God se woord. Ons kan dit aanvaar as waarheid vir ons lewens ook. En soos ons gesê het, die groot geveg is eintlik wie se woord gaan jy aanvaar. Weet, die oomblik jy God se woord aanvaar, as Eva net gebly het by God se woord in plaas van die slang se woord, dan het sy nie sonde gepleeg nie. Daar's 'n belangrike punt wat jy nou net daar gesê het, wie se woord gaan jy aanvaar? En vir ons kykers by die huis, dit is presies waar die merk van die dier eintlik gaan. Dit gaan oor wie se woord gaan jy aanvaar. Gaan jy die woord aanvaar van God of gaan jy die woord aanvaar van iemand anders? Mense sê altyd, weet hoekom maak julle so 'n groot storie van die Sabbat of dit of dat of dit of dat. Dit gaan nie eintlik so seer oor die Sabbat nie. Dit gaan net oor die Sabbat omdat die Sabbat die woord van God is. Dis hoekom dit so seer gaan oor die Sabbat. Dit kon enige 'n kwessie gewees het, maar dit gaan spesifiek hierdie kwessie wees omdat daar so baie twis oor hierdie spesifieke saak is, oor die 4de gebod is. En op die einde van die dag, die wortel van die saak of die hart van die saak as ek dit so kan noem is, wie se woord glo jy? Dit is waaroor dit eintlik gaan. Dit is waaroor op ons eintlik hamer. Dit gaan oor op God se woord. Ons hamer nie eintlik op die Sabbat nie, ons hamer op God se woord. En Johannes hoofstuk 1 sê vir ons wie die woord is. Dis waarop ons hamer. Ons hamer op Jesus. Ja. So nou moet ons gou ietsie vinnig hierso verduidelik, hier vir ons kykers by die huis, want ons het nou so baie gepraat oor God se woord wat die krag het. Hebreërs sê vir ons dis vol van krag. Psalm 33 vers 9 sê vir ons hy het gespreek en dit was. Psalm 33 vers 6 sê vir ons deur die woord van die Here het hy die hemel en die aarde geskape. Maar nou lees ons die les hier, die laaste paragraaf en sê dit vir ons daar's niks spesiaal of magies om God se beloftes nie. Op sigself beskik hulle nie oor enige towerkrag wat hulle vervulling verseker nie. So net vir ons kykers sodat julle nou nie verwar is nie. Ek dink wat die les hierso probeer sê is dat God se woord as die beloftes na ons toe kom, gaan nie vervul word in ons lewens as ons nie die vereistes nakom nie. Want die vers wat dit vir ons vra om hierso te lees, net hier voor Josua hoofstuk 1 vers 4 tot 6. As ons kyk hierso na vers 6, dan sê dit vir ons wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan te gee. En ons weet dat hierdie belofte in vers 6, ons weet dat dit het 'n kondisie wat basies daarmee saamgaan. Daar's 'n vereiste wat vervul moet word. Ek bedoel die Israeliete kon nie net teruggesit het, weet agterop lekker gesit het en dan iewes skielik val die land net in hulle skoot nie. Daar's sekere vereistes waar hulle in moes voldoen. So vir ons kykers by die huis, ek dink nie die les probeer hierso vir ons sê dat God se woord self het nie die krag om dit self waar te maak nie. Dit het en dit sal. Maar wanneer daar 'n belofte is wat 'n vereiste is, dan moet ons seker maak dat ons die vereiste nakom, anders sal ons nie daardie belofte kan sien in ons lewe nie. En dis 'n baie belangrike les. Ek sal eintlik sê, jonger, dit is die belangrikste les wat ek kan kry hierdie week uit les 1 van kwartaal 4 se les uit. Daar's verskriklike mooi beloftes in die Bybel. En ek dink enige persoon by die huis van ons kykers wat daai beloftes lees, jy wil baie graag hê dat daardie beloftes moet waar wees in jou lewe. Want daar's baie mooi beloftes in die Bybel. Jy kan selfs boekies koop by Kombuka waar ook al wat vol is net met al die beloftes van die Here. Maar wat is die vereistes wat saamgaan met daardie beloftes? Want as ons nie die vereistes voldoen nie, maar die Here
gee vir ons daardie beloftes en hy seer ons dan die ander mense rondom ons wat na ons kyk, gaan dan by hulle self dink, "Sjoe, kyk, ek kan aangaan in my ongehoorsaamheid en ek kan net doen wat ek wil en dan gaan die Here nog steeds vir my seën en die Here gaan nog steeds al hierdie tipe dinge vir my doen." So ek dink dit is regtig 'n baie baie belangrike punt wat ons na moet kyk, kykers by die huis, dat saam met die beloftes van die Here se woord is daar vereistes en ons moet daardie vereistes voldoen. Anders gaan ons nie daardie skepende krag sien nie. Dit is iets wat ons anders maak as die maan. Die maan is nie 'n mens soos ons nie. Die Here kan sê, weet, laat die maan om die aarde draai en die maan gaan om die aarde draai. Die Here kan sê, laat die gras groei, dat die aarde, weet, gras voortbring en die aarde gaan gras voortbring. Maar ons as mense wat die vryheid van keuse het, ons moet kies om daardie woord van God in ons lewens toe te laat, sodat dit waar kan wees in ons lewens as ons regtig daardie krag wil sien. En as ons dit nie doen nie, dan is ons besig om 'n baie vervelige lewe te lei. Jou lewe saam met Jesus gaan baie meer opwindend wees as jy gewillig is om die vereistes van sy beloftes na te kom en te sien hoe dit werk. Okay, onder Woensdag se deel van die les, wees sterk. As ons kyk daarso na Jesaja hoofstuk 1 vers 7 en 9, sommer 'n paar keer daarso, wat letterlik 'n paar keer, 2 keer wat die Here vir hom sê om sterk en dapper te wees. Hilmer, definitief 'n vraag wat ek aan gedink het toe ek hierdie gelees het en ook vir ons kykers by die huis. Hilmer, wat beteken dit nou eintlik om sterk te wees en om dapper te wees? Party mense dink, okay, weet, ek gaan daarso die tuinroete daarso aan die Kaap het hulle mos die brug daarso en dan gaan bungee jumping mos daar staan sê hulle, sien jy, ek is 'n dapper man. Ek het gespring daarso van die berg af of ek het gaan jag en toe kom hy hierna en toe vat ek hom sommer so met my hande aan, jy weet, hier is 'n dapper man. Maar in die konteks hierso, wat beteken dit om sterk te wees? Wat beteken dit om dapper te wees? Homer, wat dink jy? Ja, dapperheid en krag hier, weer eens as ons gaan na die begin van die les, hoe ons oopgemaak het. Die krag kom altyd van God af. En dapperheid is maar net om die dapperheid wat hiervan gepraat word, is ook gebaseer op die woord. Dis reg. Jy weet, daardie man wat jy van praat, wat bungee jumping daar in die Ooskaap doen. Daar is niks in God se woord wat sê hy moet dit doen nie. So vir baie van 'n Christelike oogpunt is dit as hy sê dis dapperheid, dan is dit seker maar dwaasheid. Ek weet nie, Erwin, ek wil nou nie mense kwaad maak wat wie met die haie swem en so Love mense. met die haie geswem. Love mense. Maar ek dink jy het 'n hok gehad waarin jy was, jy weet. Maar ek hou my hoed af vir sekere mense wat wel dit doen. Maar wanneer dit kom by die geestelike stap met God, is dapperheid altyd gebaseer op wat God gesê het. En so is dit eintlik dieselfde ding, sterk wees en dapper wees, vir my beteken eintlik dieselfde ding, maar dis net om meer klem te gee daar aan wat gedoen moet word. En wat gedoen moet word, is om die belofte deel van jouself te maak. God se belofte, soos ons gesê het, is seker, dit is kragtig, dit dra mag. Maar as dit vir jou 'n realiteit moet word, dan sal dit wees natuurlik om dit te aanvaar. En jy weet, daar is ook dapperheid vandag om God se woord, om volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan te lewe. Om volgens die woord te leef vandag is 'n teken van dapperheid. Want alles in die wêreld gee teenstand vir die woord. Jy weet, as jy kyk na selfs hoe ons geskape was, dit neem 'n dapper student om te staan by die Bybelse weergawe van hoe ons ontstaan het, teen die horde teksboeke, handboeke en wetenskaplikes en almal wie sê dat ons van evolve, wat is die Afrikaans vir evolve? Nee man, ontwikkel het, so ietsie soos dit. Ontwikkel het, of evolueer het, kom ons maak ons eie woord, evolueer het, jy weet, van diere of wat ook al, die Big Bang of so aan. Dis altyd, dis wat oorweldig is en in oorvloed is in hierdie wêreld. Selfs om te trou vandag, jy weet, baie mense glo nie meer in trou nie, maar die Bybel sê, God moet die man en die vrou by mekaar bring, jy weet, en verenig, en wanneer hulle verenig, dan word hulle een, maar mense glo nie in trou nie, of nou hoor jy, die geslagte hoef nie te wees soos God dit uitgewerk het, en soos dit van God se verstand af en sy wysheid afkom nie. So dit word al hoe meer dapper om God se wil se weë te volg.
En hy sê vir ons ook, wees sterk. Die krag lê in dit wat jy gaan aanvaar. Moenie worry daaroor nie. Dit lê daarin. Wees dapper, staan op en staan uit. Al val duisende aan jou regterkant of 10.000 aan jou linkerkant, bly staande op die woord. Jy weet wat jy op staan, dra krag en dit kan vir jou eintlik hou. So ja, ek stem saam met jou daarso. Ja. Ja, ek stem saam met jou daarso met die dapperheid. Ek bedoel, ons het nou nie vooraf bespreek wat jy gaan sê wat ek gaan sê nie. Ek stem heeltemal saam daarso. Dapperheid het basies te doen met om die Here se woord te volg, al mag dit miskien moeilik wees. Dit is wat ek sien as iemand wat dapper is. Baie meer dapper as die persoon wat saam met die haie gaan swem of by die brug afspring of enigiets soos dit. Dis daai persoon wat gewillig is om die regte ding te doen, en meer spesifiek soos wat jy gesê het, om die regte ding te doen beteken om God se woord te volg, wanneer meeste van die mense rondom dit nie doen nie, of wanneer dit miskien moeilik mag wees of ongewild mag wees. En dis eintlik, Jomer, ek dink dis eintlik die idee wat die les ook vir ons wil sê, want as ons kyk hierso na die vraag aan die einde van Woensdag, gaan sê dit vir ons die deurslaggewende vraag wat ons moet afvra, 'n vraag waarvoor Joshua ook te staan gekom het, is: hoe hou mens by die woord van God, selfs wanneer dit ongewild is of wanneer dit ongerieflik vir jou is? En dit is wat dit beteken om sterk te wees, dis wat dit beteken om dapper te wees. So vir ons kyker by die huis, jy kan vandag dapper wees deur om op te staan vir God se woord. Om op te staan beteken nie letterlik om op te staan nie, maar dit beteken om dit toe te pas in jou lewe, want daar's baie mense wat sal opstaan vir God se woord, maar fisies, maar wat dit nie eintlik wil toepas in hulle lewe nie. En dit is die belangrike ding, selfs al is dit ongewild, nou is dit moeilik. Nou die les sê vir ons hier om te kyk na Efesiërs hoofstuk 6 Jomer van 10 tot 18, en vir ons kykers by die huis, julle mag miskien nou bekend wees met hierdie stukkie, so dis basies die wapenrusting wat ons moet aansit, want in teenstelling met die Israeliete word ons nie aangesê om letterlik die oorlogsfront te betree nie. Hoe kan ons nietemin die Here se bemoedigende woorde aan Joshua in ons daaglikse stryd teen die bose gebruik? As ek oop maak hierso vir ons na Efesiërs hoofstuk 6 vers 10, sê dit vir ons: trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So Jomer, Joshua en die Israeliete moes teen die Kanaaniete en daardie mense gaan veg het. Vir ons hierso sê dit ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis. Wat kan ons vat van daardie beloftes wat die Here gegee het vir hulle fisiese stryd wat ons kan toepas in ons geestelike stryd? Ja, as jy nog net terug gaan, Armin, ek dink jy het vers 10 gelees nie, maar vers 10 is eintlik baie fundamenteel, en dis eintlik, my broer, word kragtig, nie net vir enigiets of in enigiets nie, kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy weet, as jy kyk hoe Jesus geleef het op hierdie aarde, waarin was hy kragtig en hoe het hy sy sterkte uitgeleef? Dit was heeltemal teen, soos dit sê, teen die bose geeste in die lig. Jesus het nie opgestaan, ons het net gepraat van hoe om op te staan. As jy opstaan soos Jesus opgestaan het, dan sal jy nou nie klippe optel en vensterstukke gooi van karre wat verbyry of jouself vasmaak aan 'n boom of enigiets soos dit nie. Jy weet, hoe jy opstaan, jy doen dit in die Here, en die metode is in die krag van sy sterkte. Ons moet Jesus se lewe bestudeer. En wanneer ons dit doen, dan sal ons sien wat ware krag en ware sterkte is. En ek dink die grootste stryd wat elkeen van ons ooit sal veg, is die stryd teen self. Dis reg. En jy weet, en daardie wapenrusting, ons weet dan natuurlik, die wapenrusting word meer uitgebrei in die volgende teksverse en so aan. Dit is al wat ons eintlik nodig het. Ons het op 'n vorige les gesê, die enigste aanvallende wapen wat in daardie wapenrusting is 'n swaard. Al die ander help jou net staande te bly. En die enigste aanvallende wapen wat ons het, is die swaard van die Gees, en dan sê dit wat dit is. Dit is die woord van God. Amen. So ja, om op Christus te staan, hy is ons rots, hy is die woord, ons staan daarop, en hy is, dit is hy volgens Judas, die tweede laaste boek in die Bybel, vers 24, aan, hy is magtig om ons van struikeling te bewaar, en sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Hy is die een wat ons staande kan laat bly, en as ons op hom staan, dit beteken op die lewe wat hy geleef het, as ons sterk is soos hy sterk was, as ons oorwin soos hy oorwin het, en dan is daardie beloftes word dan in ons lewens, daardie kragtige beloftes word dan 'n werklikheid in ons lewens. Amen.
Nou, as ons kom by donderdag se deel van die les, Hilmer, onthou, ons het sommer Sabbatmiddag onmiddellik ingespring toe sê ons wat die geheim is om sukses te behaal. Nou die vraag basies hierso is, nou, wat beteken dit eintlik om suksesvol te wees? En dis 'n baie groot vraag, veral vir jong mense. Ek dink ons baie jong mense wat dink aan hierdie vraag. Ons jaag sukses, maar wat is sukses nou regtig? Nou as ons kyk na die verse wat hulle vir ons hierso gee om te noem, soos Genesis hoofstuk 24 vers 40, die konteks daarso is basies 'n man en 'n vrou huwelik en weet hoe die Here gaan vooruit, die Here berei die pad voor, kan ons basies sê. In Jesaja 53 vers 10 gaan dit oor die Here wat vir iemand basies 'n lang gesonde lewe gee. Wat, Hilmer, glo jy beteken dit regtig om suksesvol te wees? Beteken dit om 'n groot besigheid te hê of 'n populêre filmster te wees? Wat beteken sukses nou regtig in die lewe van 'n Christen? Ek sal byvoeg Matteus 6:33, Armin. Ek dink as ons as 'n jong man, as 'n jong dame luister vandag, is dit hierdie teksversie en dan ook, ek dink dit is Psalm 119, is dit vers 11, ek sal nou daarna toe gaan. Maar hierdie een sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Jy weet, wanneer die Here praat van die dinge wat ons eintlik oor bekommerd word, jy weet, die dinge wat ons kommer van die lewe, die toekoms, hoe sal ek eet, hoe sal ek drink, hoe sal ek gekleed word? Baie keer dan sê ons, dis geld wat praat, jy weet, en om hierdie dinge te hê, moet jy geld hê. Nou dis eintlik baie sekondêr en baie oppervlakkig om so te kyk daarna, dat materialistiese dinge sukses, betekenis van sukses behaal. Maar die Bybel sê vir 'n Christen, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan is die belofte, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek dink vir die Christen is sukses gaan wees, hoeveel het jy vir die koninkryk gedoen? Hoeveel het jy toegelaat? Hoeveel, wat het jy toegelaat, of tot watter punt, die hoeveelheid praat ek nou van, het jy toegelaat dat God deur jou kan werk? Jy weet, vir die sukses natuurlik vir die Christen is om die ewige lewe te behaal. En dan praat ons natuurlik van krone dra, jy weet. Ons sal krone dra soos die koortjie gaan. En ek dink dis in Christ Object Lessons, het kom net nou vir my na my toe, waar ek gelees het, en ek gaan dit in Engels doen, there will be no starless crown in heaven. Sterrelose kroon. Daar gaan geen sterrelose krone in die hemel wees nie. Dit wil sê, almal wat in die hemel gaan wees, wat 'n kroon gaan dra, het sukses behaal deur om iemand aan hom te lei. Deur om sy karakter aan iemand bekend te maak, wat daardie persoon gelei het na 'n verandering in hulle lewe, bekering natuurlik. Dit is ware sukses. En dan natuurlik sukses teenoor self, sukses teenoor sonde is ook belangrik. En dis waarom ek vroeër gepraat het van Psalm 119 en dis in vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? As ons praat van sukses teenoor, en ons sê die grootste stryd is teen self, dan kan ons eintlik lees hier, waarmee sal die jongeling sy sukses behaal? En die antwoord is ook daar in dieselfde vers, deur dit te hou na u woord. En ek dink dis 'n wonderlike teksvers vir enige jong mens, of ou mens, of kind, jy weet, want dis waaroor ons eintlik praat hier vandag, en dis waaroor Jesua hoofstuk 1 gaan. Die boodskap, die woord van God is vir ewig. Of Moses nou daar is, of Joshua daar is, of 'n getroue leier nou daar is, of hy nou later sal afval van die pad af. Die groot ding is nog steeds die woord van God, die plan van God, die woord van God, die wat standvastig bly, wat altyd waaragtig is. En as ons as ons volgens dit leef, dan sal ons sukses behaal as 'n Christen. Ons pad sal suiwer gehou word. Ek hou van daardie teksvers. Ja, ek hou die verse wat jy genoem het almal te doen gehad met om die Here se wil eers te sit in jou lewe, om die woord te volg en so aan. So ek wil sommer nog 'n vers daarso nou bygooi. En Salomo, wat mos nou die wysste is, en Prediker, as ons nou gaan daarso na die laaste hoofstuk daarso aan sê het vir ons mos, vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. En ek dink ook dit is wat sukses is. Sukses en om God se gebooie te onderhou of om te lewe volgens sy woord, wat dit eintlik beteken, is nou maar net om sy karakter te openbaar. En ek dink dit is wat ware sukses is vir jouself, want dit is hoe jy regtig gelukkig gaan wees in jou lewe, 'n ware geluk, en ook sukses
nie net vir jouself nie, maar dit gaan sukses wees vir jou gemeenskap, vir die hele heelal, want dit gaan goed wees vir almal, nie net vir jouself nie. So dis definitief ietsie baie belangrik om na te kyk. Dan Ilmer vra die les vir ons daarso om te kyk na Romeine hoofstuk 3 vers 31 en daai teks, wat is die verband basies daarso tussen die wet en geloof? So as ek kyk na die les, dog ek weet dit is 'n bietjie van die hoofidee daarso af, maar as ons kyk na Romeine hoofstuk 3 vers 31 en dan gaan dit uit daarso vir ons lees. Dit sê vir ons, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie, inteendeel ons bevestig die wet. So, Jomer, wat sê hierdie vers nou basies vir ons as ons kyk na hierdie verhouding tussen die wet en tussen geloof, as ons kyk na Romeine 31? Dis wat die les vir ons vra. Ek het iets gehoor wat eintlik vir my, ek hoop maar hierdie analogie gaan werk, maar dit is soos twee vlerke van 'n voël, jy weet. Wet en geloof, dit gaan saam, jy weet, dit gaan, as ons praat van genade en gehoorsaamheid, hierdie twee gaan saam. Geloof natuurlik is om die wet van God, wat as elke wet of elke gebod van God 'n belofte is, as jy dit sien as beloftes, en dan aanvaar jy dit en dan word daardie belofte, geloof is om dit te aanvaar, en dan word daardie wet, daardie belofte deel van jou. En omdat die krag in daardie belofte is, en omdat die krag in daardie wet is, en daardie woord is, sal daardie woord dan behaal dit waarin God 'n welbehae het. Dis baie mooi. Nou, Donderdag sê daarso ook van sy vraag aan die einde, ongeag ons beste pogings om die wet deur die genade van die Here te onderhou, kry mens dit nie altyd reg nie. Dink nou aan jou eie ervarings in die verband. So vinnig vir ons kykers daar by die huis, dit beteken nie dat wanneer jy gehoorsaam wil wees deur die krag van die Here, dat jy dit nooit gaan regkry of dat jy altyd gaan val of dat jy hoef te val nie. Die probleem, soos wat ons voorheen genoem het in die les, is nie die krag van die Here wat misluk nie, maar dit is ons wat ons oë van die Here af weghou, soos Petrus toe op die water geloop het en dan begin ons om te sink en die oplossing daarso is om te sê, weet Jesus red my en weer die Here se hand te vat. So vir ons kykers by die huis, deur die genade van die Here kan ons altyd elke keer gehoorsaam wees aan die Here, maar dit is wanneer ons oë van die Here af weghou wanneer ons nie suksesvol kan wees nie. En dan vra die vraag daar, waarom benodig jy dus die geregtigheid van Christus om al jou sondes te dek? En die ander waarheid hierso is, Jomer, dat al neem ons die genade van Jesus Christus in ons lewe gehoorsame lewens, het ons nog steeds Jesus se geregtigheid nodig om ons te dek vir die sondes wat ons nie van weet in ons lewe nie. En dis hoekom dit belangrik vir ons is om in die oggend en die aand, wanneer ons Bybelstudie doen en wanneer ons met die Here praat, om ook te bid vir die Here om daardie dinge aan ons te openbaar. Want ons mag perfek lewe volgens die waarhede wat ons het, maar daar's baie dingetjies in ons lewe, daar mag baie dingetjies in ons lewens wees wat ons nog nie van weet nie, en die Here kan daardie dinge aan ons openbaar, stap vir stap, dag vir dag, en dan soos wat hy dit aan ons openbaar, bely ons daardie sonde en ons gee dit op, en die Here gee vir ons die krag om dan ook daardie reg te doen. En dit is eintlik die Christelike lewe opgesom daarso in 'n paar eenvoudige sinnetjies. Is dag tot dag soos wat die Here sy wil in ons openbaar, kan ons meer en meer soos hy wees, totdat hy alles in ons geopenbaar is, wat sy doel is vir ons, want hy wil ons red van alle sonde, hy wil ons heeltemal skoon was, en Jesus gaan terugkom om sy mense te kom haal. Jomer, dan as ons kyk na Vrydag se deel van die les, dit gee vir ons hierso 'n gees van profesieboek wat ons moet lees vir ons kykers by die huis, soos wat ek altyd doen. Ek gaan die Afrikaans se skakel daarso onder die video plaas sodat julle dit kan gaan lees by die huis. Moet dit asseblief nie misloop nie. Daar's ook 'n baie mooi aanhaling hierso uit die koning van die eeue uit. Ek gaan dit vir ons lees. Jesus se beloftes en vermaanings het betrekking op my, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat ek deur my geloof in hom nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die belewenisse wat in die woord van God geboekstaaf word, is veronderstel om ook myne te wees. Die gebeure en die beloftes van God, die voorskrifte en vermaanings daarin, die is myne. Na mate mens deur geloof die beginsels van Bybelwaarheid ontvang en dit oordink, word dit deel van jou wese en die dryfkrag van jou lewe. Om jou hart vir die woord van die Here oop te maak, vorm jou gedagtes, sodat dit deel van jou karakterhervorming word. Jonger, soos wat ek hierdie gelees het, ek voel, dit som baie mooi op, wat ons in 'n baie lang tyd gesê het. En so kykers by die huis, dis ook om dit belangrik vir julle is om die gees van profesie te lees. Dis regtig baie mooi wat dit daarso opgesom het vir ons. Okay, Hilmer, ons het 4 besprekingsvrae. Die eerste een is, Josua se omstandighede en die dinge wat hy in sy lewenstyd ervaar het, verskil in vele opsigte baie van ons sin. Watter geestelike beginsels kan ons nietemin uit sy lewe put en prakties in ons lewens toepas? Tog met die konteks van hierdie Bybelgebeure altyd in gedagte gehou word wanneer mens vergelykings tussen destydse Israeliete en die moderne gelowiges probeer tref. So, die konteks sal ek sê net, Jonger, ek wil net vinnig daarso 'n kommentaar maak oor die konteks. Konteks maak nie 'n verskil in of jy gehoorsaam aan die Here kan wees of nie. Ek wil net dit sê. Die konteks maak nie 'n verskil
en of ons gehoorsaam kan wees aan die Here of nie. Die konteks is baie belangrik vir baie verskillende tipe dinge in ons lewe, maar of jy gehoorsaam is aan die Here of nie, konteks kan nooit 'n verskoning wees om gehoorsaam te wees. 'n Verskoning om ongehoorsaamheid te verskoon nie. Dit kan nooit so wees nie. So Omer, watse geestelike beginsels dink jy kan ons uit die lewe van Josua leer wat ons kan toepas? Ja, en ek antwoord as 'n byvoeging dat konteks praat eintlik net van dit wat buite is, jy weet, maar geloof en gehoorsaamheid kom van binne af en dit bly altyd daar. Natuurlik kan ons leer van Joshua om goeie moed te hê, om moed te hou, om gehoorsaamheid is daar natuurlik en om te vertrou en om te staan op God se beloftes, jy weet. Joshua, dit klink vir my wanneer ek hoofstuk 1 lees asof hy hierdie nodig gehad het, want soos baie al in die verlede, selfs ek is seker jy ook en ek myself het al gevoel hoe swaar die verantwoordelikheid wat God op ons skouers plaas kan wees, en dan krimp ons amper, jy weet, en dis normaal, want ons besef ook hoe groot God is, maar ek dink as ons fokus dan net op self, ek kan of ek kan nie, dan sal ek dit nie kan doen nie, maar soos Joshua, as ons fokus en staan op God se beloftes, dan is ons dan tot alles in staat, en ja, hy het miskien fisiese stede aangeval, ons veg geestelike gevegte, jy weet, en dis die groot stryd, wat begin in jou, jy weet, die stryd teen self, weet, as ons daagliks self oorwin, dan sal ons ook soos Joshua sukses behaal, ja. Ja, iets wat ek baie van hom hou, Jomer, is ek my gunsteling ding van Joshua, is die feit dat hy een van die Israeliete was wat uit Egipte land uitgegaan het, en in die beloofde land ingegaan het. En dit is die hoofrede hoekom ek my eerste seun basies na hom vernoem het, hierdie idee van Joshua, van iemand wat in die beloofde land ingegaan het, want bo enigiets anders wens ek vir my kind, dat hy ook weet die beloofde land mag ingaan, nie die aardse kanon nie, maar die hemelse kanon. Jomer, dan as ons kyk na vraag 2 hierso, die verband tussen die beloftes van God en die gehoorsaamheid, hoe komplementeer die een die ander? Ek weet, in die les het ons nou al 'n hele keer oor gepraat, maar net vinnig, Jomer, vir ons kykers by die huis, as jy net vinnig weer kan opsom, daar so die verband tussen God se beloftes en gehoorsaamheid. Ja, beloftes dra die krag. Gehoorsaamheid is ons reaksie tot daardie krag. Dis baie mooi. Dis kort en kragtig, ja. Baie mooi, ek hou van die manier. Dit lyk jy soek 'n paragraaf, Armin, maar ek het nie ongelukkig nee, dit is 'n paragraaf vir jou nie. Dit is mooi. Dan vraag nommer 3. Hoe sou jy gebaseer op hierdie week se les en in ag neem die Bybelse perspektief sukses definieer? Watter plek het welvaart in 'n Christelike definisie van die begrip sukses? Ons het dit in donderdag se deel van die les bespreek. So vir ons kykers by die huis, hoe definieer ons sukses? Ons het basies gesê dit is gehoorsaamheid aan God se woord om die wil van God eerste te stel in ons lewe en so sy karakter te openbaar aan mense. So maak die woord van God eerste in jou lewe en dit is ons ware sukses sal behaal. En vir elkeen van ons die woord van die Here wat nou elkeen van ons toe kom, die wil van die Here vir elkeen van ons lewe mag miskien 'n bietjie anders wees in spesifieke dele van waar hy wil hê jy moet wees, spesifiek wat jy moet doen, maar die algehele gedagte oor om sy karakter te openbaar, dit gaan vir ons dieselfde wees. Dan vraag nommer 4, Hilmer, Joshua word as die groote godsman, Moses se opvolger aangewys. Hoe dink jy het Joshua daaroor gevoel? Watter belofte het God egter aan die nuwe leier gegee wat hom ongetwyfeld in die uitvoer van sy gewigtige amp onderskraag het? So ek dink Hilmer die les probeer miskien hierso sê, weet, Joshua moes in die skoene gaan staan van hierdie groot leier Moses en weet, miskien was hy nou bang gewees of ietsie soos dit, weet. Hilmer, hoe dink jy het hy gevoel? Hoe dink jy wat het hy gedoen in hierdie situasie? Ek dink sonder nou, ek weet, dit is 'n bietjie onmoontlik om te sê is presies hoe hy gevoel het, maar die aanleiding wat hoofstuk 1 vir ons gee, het ek net nou genoem, dit laat my voel asof Joshua 'n bietjie aanmoediging nodig gehad het, sodat hy natuurlik oorweldig gevoel, jy weet, dit oorweldigend was hierdie taak wat God hom gegee het, maar ek dink die woorde soos ek met Moses was, sal ek ook met jou wees, en ek dink om daardie versekering te hê dat die een wie krag gegee het aan Moses, na wie ek opgekyk het, jy weet, en langs wie se sy ek altyd was, ek dink dit moes vir hom sy bietjie kalmte gebring het, jy weet, en want wanneer Joshua eintlik lei, dan kom hy baie cool en kalm voor, jy weet, en dis natuurlik hierdie beloftes, hy het geweet wat dit is om te staan op God se beloftes, en ja. Ja, ek dink Hilmer, dit is 'n hoofidee vir my ook basies gewees, is dat as ons in 'n leierskapposisie geplaas word, dink ek as ons na onsself gaan kyk, gaan dit baie maklik vir ons wees om mismoedig te word of
ons voel dat dis te veel vir ons. Maar daai herinnering, soos wat jy gesê het, ek gaan saam met jou wees, Joshua, soos wat ek met Moses was, onmiddellik skuif jou oë na God toe, sy beloftes, sy woord, sy krag, en dit gee daai kalmerende effek om te besef, al is ek nie die slimste nie, al is ek nie die sterkste nie, solank as wat ek geloof gaan sit en wat die Here vir my vra, wat die woord van die Here aan my sê, sal daar sukses wees. En vir ons kykers by die huis, dis waar vir julle, dis waar vir my, hoef nie al die universiteitsgrade in die wêreld te hê, of al die geld, of al hierdie tipe dinge nie. Die belangrike ding is, dat wanneer die woord van die Here na jou toe kom, na my toe kom, dat ek geloof in die woord van die Here sal sit, dat ek volgens daardie woord sal lewe, en dan sal ons daardie wonderlike krag en wonderlike sukses sien, wat die Here vir ons beloof. Daar's hy, dis les 1 van kwartaal 4, en baie dankie vir ons kykers by die huis, baie dankie weer eens vir Hilmer, ek sal vir ons sluit met 'n woord van gebed, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir baie dankie sê vir die voorbeeld en die stories wat U vir ons gee in die Bybel, dat ons daaruit kan leer, die goeie dinge, dat ons dit kan naboots, en ook die slegte dinge, sodat ons dit kan vermy. Ons bid vir ons kykers by die huis, Heer, U weet presies wat hulle nodig het, U weet die vreugdes in hulle lewe, en ook die dinge wat hulle mag bekommer. Ons vra, liewe Heer, dat die Heilige Gees elke dag sal aanhou met ons harte te praat, sodat ons 'n totale oorgawe aan U sal maak, dat ons sal lewe volgens elke woord wat uit U mond uitgaan, dat ons die seëninge en die krag van God sal sien in ons lewens. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie Hilmer vir jou tyd, baie dankie vir ons kykers by die huis, onthou om hierdie video met julle vriende en julle familie te deel, as julle baie uitgevind het, en sien julle dan weer volgende week vir les nommer 2, dan gesels ons bietjie les.